Mense, iets kleins kan jou soms weerhou. Soos ek hier staan in hierdie aanbidding vanoggend, is ek aangekla oor 'n stupid grappie. En die Here sê kom bely. Soms is daar goeders in ou se lewe wat 'n mens blok. Dit beperk 'n mens. Wanneer ou nie in die gees lewe en dink nie. En die Here wys my 'n les vanoggend weer. Dat dit in een oomblik, ek kan dit ignore, maar dit bou op en is 'n skans. Bely dit en jy's vry. Jy's vry. En die hele oggend vanoggend ervaar en so self bevestig het daar waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Daar's vryheid. Daar waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Daar's nie 'n las nie, daar's nie 'n beperking nie. Daar's nie 'n bekommernis nie, daar's 'n vryheid. Daar's 'n vryheid, daar's 'n seën, daar's 'n vrede. Daar's 'n vrede wat 'n plek vul wanneer jy staan en jy laat gaan van dinge wat jou beperk. En ek dink Richard het dit so in die begin van die diens gesê dat hoorie, wil jy nie vanoggend verklaar, wil jy nie vanoggend bely, wil jy nie vanoggend in hierdie teenwoordigheid van die Here, nie omdat jy in hierdie kerk is nie, maar uit eerbied vir wie hy is. Here, hier's dinge in my lewe wat moet gaan. Hier's dinge in my lewe wat ek moet verklaar. Al kan jy dit nie oorkom nie, verklaar dit net vanoggend. Erken dit vanoggend en sê dit hou vas op my. Dit beperk my om nie 'n Zoe volle lewe te lewe nie. Miskien is dit vrees, miskien is dit worries, miskien is dit beperkings met betrekking tot finansies, hoop. Wat ook al jou hindernis mag wees, ons het vroeg in die diens gesê, gee dit nou vir die Here, gee dit vir hom. Miskien is jy 'n besoeker hier vanoggend, en alles is vir jou vreemd, maar ons God is nie vreemd nie. Ons God is 'n God wat na jou omsien en jou wil koester en beskerm en help op hierdie pad. En wil jy nie vanoggend net vir 'n oomblik ek ervaar so dat ons oorgee aan die Here, maar hier's een lied nog op my hart wat ons sing in your presence. Wil jy nie nou hierdie dinge bely in jou eie lewe nie? Kyk net wat gebeur. Jy kan dit saggies vir jouself sê, Here, daar in my binnekamer, Here, daar by my werk, daar op my WhatsApps, daar op my Facebook, daar in my lewe, daar in die donker kante van my lewe, Here, ek weet, ek wil nie so lewe nie, ek wil dit bely. The Lord says, take off your filthy garments. Take off your filthy garments. Hoe amazing is dit nie om te dink, dat hy staan hier vanoggend, en vrylik wil hy vir ons garments of righteousness gee, en sy bloed het dit vir ons moontlik gemaak. Sy offer aan die kruis het dit vir ons moontlik gemaak, om garments of righteousness aan te trek. En julle, ek sien letterlik 'n prentjie vanoggend van hoe Jesus sy engele stuur en hoe hy die garments of righteousness het, wat hy wil hê moet aantrek. Maar ek sien ook hoe baie van ons staan en ek sluit myself daarbey in. En ons dra die garments, hierdie filthy garments wat die wêreld vir ons heeltyd wil aantrek en ons wil laat glo. En ek wil jou uitnooi vir oggend as 'n profetiese aksie. Trek af daai filthy garments, daai dirty garments, trek dit net af. En sê, Here, ek ontvang u garments of righteousness vir oggend.
Ek ontvang u garments of righteousness. Sien hoe hy na jou toe kom en vir jou hierdie garments of righteousness gee. Presies soos wat hy sê in Openbaring. Hy sê inteendeel, jy weet nie eers, jy het hierdie filthy garments aan nie. Jy het nie salf om te sien, maar ek is hierso en ek wil vir jou aantrek met my righteousness. Die woord sê, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Christus maak ons regverdig. Jy sien, dit maak nie saak met wat jy vanoggend hier ingestap het nie. Dit maak nie saak nie. Al wat hy sê is, ken my, kom in my, buig voor my, gee vir my dit wat jy so swaar aandra, daai filthy garments, daai dingetjies wat jy probeer doen. Hy sê, my kind, trek my aan volgende. Trek my garments of righteousness aan. Hy wil jou bedek met sy geregtigheid wat jou volle toegang gee tot die troonkamer van ons Abba Vader. En niemand is hierby uitgesluit nie. En as jy aangekla word vanoggend, lê dit net neer. Sê Here, ek lê dit neer. Ek kom voor U en ek sê Here, vergewe my. Ek bely vanoggend U is besig met my te praat. U sê vir my, Here, moet hierdie ding neerlê. Dit is so eenvoudig. Die woord sê, wanneer ons gesondig het, kan ons na hom toe kom en hy spreek ons vry. Dis wat 1 Johannes sê. En vanoggend sê hy, my kind, ek wil met jou met white garments of righteousness aantrek vanoggend. Dis vir jou beskikbaar. En ek wil hê soos jy daar staan vanoggend, wil ek hê jy moet bewus raak. He wants to cover you with his righteousness. Abba Vader, ek bid vir ons elkeen hier vanoggend en ek sê vir U dankie vir die bloed van Jesus, wat so 'n duur prys betaal het, 'n kosbare prys betaal het. Dit was U grootste, dierbaarste ding wat U gehad het. U ken verlies. U is goed bekend daarmee. U het U eie seun opgeoffer. U ken wat dit kos. Here, en U het die duurste prys vir ons elkeen betaal vanoggend. Here, en ek bid vanoggend dat ons elkeen sal besef hoe U dit verniet vir ons elkeen wil gee, maar hoe U ook vra dat ons sal neerlê en wegdraai van dit waarmee ons onsself besig hou. Here, dat ons sal kies om daai garments uit te trek vanoggend. That we will take off the filthy garments. And Lord, that we will take hold of your precious gift, the abundance of grace and the gift of righteousness, sê die woord. Dis wat hy vir jou gee vanoggend. The abundance of grace and the gift of righteousness. And He's asking you to take a step forward and to surrender and lay down and come into covenant with Him. Lord, we want to put on your righteousness. Thank you for Jesus and for His righteousness. Thank you for making a way where there wasn't a way to the Father. Thank you for making a way to your throne. Terwyl jy hierdie woorde hoor, voel ek so, ons doen dit so min in die gemeente, maar ek wil hê jy kan jou sitplek neem. En ons gaan hierdie lied sing, Show me your face. Jy weet, wanneer jy die Here begin sien wie hy is, dan is dit baie maklik om neer te lê wat jy moet neerlê. As jy begin sien wie hy is. En ek wil hê ons moet hierdie lied sing, dalk word jy net bedien. Dalk werk die oggend nie uit soos wat ons in menslikheid beplan het nie. Maar laat hierdie woorde net oor jou spoel.
Show me your face. Soos wat Moses gebid het en hy eintlik sy oë toegedruk het en gesê, my heerlikheid sal vir jou by jou verbygaan, my goedertierenheid. Ek gaan vir jou my goedheid wys. Mag hy vanoggend homself aan jou as individu openbaar, nie as 'n kerk nie, nie as 'n organisasie nie, maar vir jou wat swaar dra, wat behoefte het, beperkinge, wat op kruispaaie staan op die oomblik en wonder watter rigting jy moet inslaan. As jy sy teenwoordigheid beleef, gaan jy weet watter rigting om in te slaan. En ek noem dit vandag vir selfs ongelowiges, dat hy het jou so lief, al sit jy hier vanoggend en jy voel ver, hy het jou lief, en hy wil homself aan jou openbaar, hoeveel te meer nog aan die een wat hom gekies het. Terwyl jou oë so gesluit is, wil jy nie hierdie woorde luister, laat dit oor jou spoel. Show me your face. Moses stood on the mountain, waiting for you to pass by. You put your hand over his face, so in your presence it wouldn't die. All of Israel saw the glory, and it shines down through the age. Now you've called us to boldly see your face. Show me your face, Lord. Show me your face. Good on my lips, that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and your grace. I could make it through the end if I could just see your face. David knew there was something more than just the art of your presence. In the manger, the baby was born among kings and peasants. All of Israel saw the glory, and it shines down through the age.
end. I could make it to the end. I could make it to the end. If I could just see your face. Here, ons gebed in hierdie gemeente is dat ons U sal sien. Here, dat U so in ons sal werk en ook, Here, so deur ons sal begin werk. Maar dit alles begin by as ek U sien. If I see your face. As ek U proe en U goedheid ervaar. Dan sê Dawid, ek kan aan niks anders dink nie. Dat die een dag in U teenwoordigheid is beter as 1000 daarsonder. Om U te sien is om wysheid te bekom, om onderrig te kry, om vrede te hê, om vergenoeg te wees, om identiteit te hê, om vol te wees, is om U te sien. Want hoe meer ek U sien, hoe meer wil ek van U sing, hoe meer ek van U sing, hoe meer het ek U lief. Here, ons kan oor berge praat, en ons kan heen en weer praat, links en regs in die Bybel, maar alles gaan oor hierdie een ding. Het ek 'n verhouding met Hom? Dat wanneer ek foute maak, dat Hy met my praat. Dat daar 'n stem in jou binnekant is om te sê, gaan hier links. 'n stem hier agter in jou ore wat sê, hier is die weg. Kies hierdie pad, want op hierdie pad is daar lewe. Sê ja vir die kontrak, sê nee vir die kontrak. Om so met onderskeiding te kan lewe, want hierdie God en Vader met wie jy te doen het, sien alles oop en bloot. Hy sien die begin van die einde en die einde van die begin. En dan nooi Hy jou saam in hierdie verhouding en sê, jy het 'n sleutel tot hierdie lewe. Jy het 'n sleutel wat deure sal oopsluit. Jy het 'n sleutel wat die hemel se sluise sal laat oopmaak. Wat 'n oorvloedige en 'n gunstige, seënvolle lewe vir jou sal laat koester. Wat die springkaan sal weghou van die opbrengse van jou winste. Wat 'n oorvloedige seën oor jou sal uitstort. Maar jy moet luister na my raad. Jy moet luister na my stem, sê die Here. Die skape ken sy stem. En as hy fluit, weet hy, dis die herder. As hy op hierdie manier skree, is daar gevaar. As hy op hierdie manier praat, is daar liefde en ek kan nader kom. Ek weet wanneer hy raas, ek weet wanneer hy teregwys. Ek weet, want hy's 'n goeie herder. En hy doen dit alles to mature me in Christ, om my soos Jesus te maak, dat ek in hierdie lewe regtig kan lewe. Ons bid dit, Here, vir hierdie wonderlike mense, my ingesluit, Here, tot 'n diepere, hoër betrekking tot wie U is. In Jesus naam, amen en amen. Ek gaan vir jou inleiding gee. 2 Konings 4 vers 1 sê, en 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, u dienaar, my man is dood, en u weet self dat u dienaar, my man, die Here gevrees het, en nou het die skuldeisers gekom om my 2 kinders vir hom te neem as slawe. Hierdie vrou
is nie net in 'n persoonlike verlies nie, maar sy het in 'n vrees verval en sy is in 'n rouproses. Sy het sosiale, ekonomiese en persoonlike probleme. Haar man wat 'n gelowige is, sy wat 'n gelowige is, het 'n verskriklike probleem op die oomblik. In daardie tyd, as jy skuld gehad het, dan, en jy kan dit nie afbetaal nie, dan het jy jou kinders kom vat by jou, en dan moet die kinders werk vir hierdie heer, of vir hierdie baas, en jy's onder 'n sekere autoriteit geplaas, dat joune is nie meer joune nie, maar dit is myne. Dit is wat skuld beteken. Ek is in 'n vreesaanjaende plek in my lewe. Ek is nie seker of ek my kinders ooit weer gaan sien in hierdie lewe nie. Ek weet nie wanneer kom die skuldeiser hulle haal nie. Ek weet nie of die skuldeisers, daar's nou 'n mooi woord mos vir hulle, of hulle al jou deur geklop het. En of daardie skuldeiser daardie fiets van jou seun al moes gevat het, want daar's skuld om te betaal, maar in daardie tyd was dit nog erger, dat hulle die kindertjies kom haal. Hulle moes nog baie jonk wees. Hierdie vrees en hierdie dilemma van hierdie vrou. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders as slawe weg te neem. Ek wil vanoggend met jou praat, of ek gaan dit 'n inleiding gee, dat die Here wil jou skuldvry laat lewe. Want daar waar die Gees is, as jy gevul is met die Gees, dan is daar 'n vryheid. Hy sê, kom na my toe, my las is lig en my juk is sag. Daar's nie 'n las nie, daar's nie 'n skuld op jou geplaas nie. Natuurlik 'n shame van sonde, maar ook as jy verder gaan lees in Deuteronomium 28 en reg deur die skrif, dat hy jou wil verlos en jou bevry en jou wil help in hierdie lewe. Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat in jou huis is. Wat het jy? Wat het jy? Het jy net 2 pennings? Mara stuur vir my hierdie WhatsApp hierdie week, wat vir my so kosbaar was, die vroukie, die weduwee, wat net 2 pennings het. Jesus sit by die skatkis, dieselfde skatkis wat Maleagi 3 vers 8 van praat, bring die volle 10de en offerhandes na die skatkis toe. Nuwe Testament, Jesus sit by die skatkis en hy kyk wat die mense daar ingooi. Maak 'n mens so bietjie bang, nê? Elke keer as ons kollekte opneem, dan sien ek my pa, dit kom van 'n tradisie af, en gooi my pa gou so R10, R5 en 'n R6. Gou dat ons nie sleg lyk as ons die kollekte baadjie verbykom nie, nê? Maar dan sê hy, dieselfde skatkis, sit Jesus by die skatkis, Nuwe Testament, en die vrou met die 2 pennings kom gooi. As ek Jesus was, as ek hy was, sou ek geweet het in wat se omstandigheid daai vrou is. Weet jy wat sou ek doen as ek Jesus was? Na die vrou toe stap en sê, mevrou, ek weet, jy is in 'n dilemma, ek ken jou situasie, gooi eerder net 'n halwe penning in, en vat die ander 1,5 en gaan koop vir jou brood, vleis en kos. Dis wat ek sou gedoen het. Maar Jesus bly doodstil. Jesus sê nie 'n woord nie. Is asof Jesus weet. Is asof Jesus sy eie beginsels nakom en sê, ek weet wat dit is, ek weet wat dit beteken, ek weet wat dit doen aan mense wanneer hulle begin om te gee uit 'n offer uit. Ek weet wat dit is, ek weet wat dit doen aan mense. Ek wens ons kan hierdie vroutjie se storie lees, ek wens ons kan verder van haar lees. Maar hierdie selfde vroutjie in 1 Konings 4, gee my te kenne wat is in jou huis, en sy antwoord hom en sê, ek het net 'n flesie olie oor, dis al wat ek in my huis het. En hy sê, gaan leen nou van buite af kanne, leekanne, by al jou bure, leen, maar moenie te min leen nie, kry soveel kanne as wat jy kan. Gaan dan in en sluit die deur agter jou toe. Gaan dan in en sluit die deur agter jou. Jy weet, die Here doen gewoonlik die grootste wonderwerke agter geslote deure. Dis hoekom die Here sê, wanneer jy bid, wanneer jy tot God roep, wanneer jy die Abba Vader, wanneer jy nou die Onse Vader nou roep, dan sê hy daar dieselfde woorde, gaan na jou binnekamer, maak jy die deur toe. Want dit wat ek in daai binnekamer gaan doen, hoor hierso, het nou niks met mense te doen nie, want dit gaan ook nie
vir mense sin maak oor wat ek nou doen nie. Hoe gereeld gaan jy in jou binnekamer en maak die deur toe? Ons het 'n aanklag op ons mense vandag, op onsself vandag. Ons raak so besig, maar die Here doen wonderwerke wanneer jy die deur toemaak in jou binnekamer. Gaan dan en sluit die deur agter jou toe en jou seuns en giet al daardie kanne en sit weg wat vol is. En dan sê die skrif, sy het toe van hom af weggegaan en sy het die deur agter haar en haar seuns toegesluit. En terwyl sy vir hulle aanbring, giet sy in. En sodra die een kan vol is, sê sy vir haar kinders, gaan haal nog 'n kan. Sy maak die een kan vol, derde, vierde, vyfde, sesde. Ons weet nie hoeveel kanne daar was nie, maar hulle het by al die bure gaan leen, al die kanne wat hulle kan kry. En soos sy vol maak, bring hulle die deur, en totdat sy sê, bring nog kanne, uit hierdie bietjie olie wat sy gehad het, maak sy kanne en kanne en kanne en kanne vol. God doen iets agter geslote deure. God doen iets wanneer jy na hom roep, wanneer jy sy gesig soek in teenwoordigheid en in geslote deure en in paniek en in beperkinge en in skuld en in paaie waar ek God moet aanroep in die dag van benoudheid en ek weet nie meer wat om te doen nie. Dan sê, wat het jy? Ek het net 'n bietjie olie. En toe sê sy, en toe hulle die laaste kan bring en sê, as niks meer kan nie, toe gaan die olie staan, toe hou die olie op. Daarop kom sy om en sy laat weer die man van God, Elisa, en Elisa sê vir haar hierdie woorde, gaan en gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Gaan verkoop die olie, gaan maak geld, maar dan betaal jy jou skuld. En van die oorige, dit wat oorbly, vers 7, kan jy en jou seuns gaan lewe. Klink vir my na 'n aftreeplan. Het klink vir my na 'n wonderlike Bybelse aftreë. Mense, ek moet 'n getuienis vir julle gee, maar voor dit wil ek julle bemoedig om te sê, die Here wil hê dat jy moet skuldvry kan lewe. Ek kom tot die ontdekking van my eie lewe, dat skuld is nie van die Here af nie. Skuld is definitief van die wêreld af. Skuld is letterlik om 'n dwang op mense te plaas, 'n las op mense te plaas, om 'n autoriteit op mense te plaas, om jou te misbruik en jou te beheer. Dis wat die wêreld aan ons doen. Skuld, ek kan gou-gou, ja, wag, net my ander Bybel kry. Hierso is hy. Jene, tog, hierso is hy, hou net, ja, daar is hy. Die ryke heers oor die arme, en die een wat leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. Wat is dit om 'n slaaf te wees? Jy's onder ekonomiese druk, slaaf. Rente eskaleer. Julle ken daai Engelse woordjie compound interest, né? Jy's dis lekker as ek in die krediet is. Compound interest, dis great. Maar hoorie, as ek in die skuld is, compound interest het 'n negatiewe effek op jou. Skuld en slaaf beperk jou opsies. Dit het 'n sielkundige bewys na navorsing op navorsing. Dit het 'n sielkundige en 'n emosionele impak op jou. Jy weet dit, stres, mense het al siek geword, mense het al selfmoord, mense het dood gegaan daarvan. Buiten die geestelike, daar shame en jou identiteit en hoorie, so jy wonder wie jy is in hierdie lewe, jou onvermoë en hierdie las. God soek ons skuldvry. Ons is soos daai 7 dwergies wat in die Snow White, weet dit is hoe dit eintlik moet wees. Dan sing hulle, I ho, and off to work we go. I ho. Ek het selfs vir julle die woorde daar. Maar ons, I ho, and off to work I go. Dis hoe ons lewe. Daar's 'n binding en 'n bose kringloop wat die wêreld vir ons begin losmaak het om te sê, mense erf 'n lewenstyl van skuld. En dis nie hoe die Here ons wil hê nie. Spreuke 22 vers 7, die ryke heers oor die arme en hy maak van hom 'n slaaf. Spreuke
Wat is daai? Jene, kom ek lees dit net eerder vir julle. My voetnotas is nou so deur mekaar hier, so maar navorsing het bewys, dis die moderne vorm van verslawing. Skuld, moderne vorm van verslawing of slawerny. Spreuke 22 vers 7, miskien kan julle my help daar agter. Hy sê, hy's 'n slaaf, ek het dit nou vir julle genoem, dan sê hy daarso, the power to exercise or misuse. Die Here wil ons vrymaak daarvan. Ek praat van abnormale skuld. Wat is abnormale skuld? Wanneer jy meer maand oor het as geld, né? Wanneer jy meer maand oor het as geld en dit gaan op 'n aanhoudende manier aan. Dis aanhoudend, dan raak dit 'n lewenstyl en sê jy moet nou iets daaromtrent begin doen. Mense, my antwoord daarop vinnig en ek kan nie daarop uitbrei nie. Ek het 'n getuienis wat ek vir jou moet bring. Dis letterlik jy moet gee. Bybelse raad. Jy moet gee. Hoe meer jy gee, hoe meer gaan jy kry. Kom in die Bybel, gaan kry laasweek se preek waar ek gepraat het oor wat is gee. Hoekom moet jy jou tiendes en offer aan? Is Bybelse manier. Gee. 3 woorde wat ek jou wil gee. 3 woorde wat sê gee, spaar en geniet. Maar jy moet dit in daai volgorde kan doen. Gee vir die Here wat hom toekom. Levitikus 28, aan my behoort die vrug, aan my behoort die graan, aan my behoort alles in hierdie land. En hy sê jou 10de daarop is heilig aan die Here. Van die begin af. Abraham het 400 jaar voor die wet het hy 'n 10de betaal. Gee en jy sal verbaas staan oor wat begin gebeur in jou. Hierdie gemeente gee elke maand tussen 13 en 15.000 rand, gee ons as 10de weg. Want ons glo daaraan, ons kan nie iets sê en dit nie modelleer nie. Ons personeel glo daaraan. Hier's van julle wat dit glo en nie kan ophou praat daaroor nie. Spaar, jete, ek wens ek het genoeg tyd gehad om, maar baie mense wil geniet, maar hulle het nog nie gespaar nie. Baie mense wil gee, maar hulle het nie gespaar nie. Jy sit fantastiese, slim ouens, baie slimmer as ek. As jy in 'n probleem sit, jy moet 'n plan maak met jou lewe. As jy nie kan spaar in jou lewe nie, jy het 'n probleem. Jy gaan moet kyk daarna. Maar die skrif sê vir ons, Spreuke 13 vers 22, ek weet nou nie meer waarop ek in die notas, maar hy sê, 'n goeie mens laat sy kind se kinders erwe. 'n Goeie mens laat sy kind se kinders erwe. Dan sê dan, Spreuke 21 vers 20 sê, letterlik, kosbare skatte en olie is in die huis van die regverdige. Olie en skatte is in die huis van die regverdige. Dat jy op 'n plek moet kom, dat jy moet kan spaar in jou lewe. As jy nie weet hoe nie, maak 'n plan, praat met die regte mense. Maar gee en spaar, en dan die laaste ding is, sê hy, jy moet kan geniet. Baie mense wil geniet en nie gee nie. Baie mense wil geniet, maar nie spaar nie. Ons almal wil geniet. Ek wil gou vir jou versie lees. Ek hoop ek kry hom nou hierso, maar man, ek gaan hom nie vir jou lees nie. Jy kan self jou Bybel gaan lees, nê. Prediker 5 vers 17. Hy sê letterlik daar 5 vers 17 en 18, hy sê miskien kan jy hom gou kry vir my daar, so Anneke. Prediker 5 vers 17. Ek gaan afsluit daarmee. Prediker 5 vers 17. Het jy hom? Daar is hy. Hy sê ook vir elke mens. Gaan een vorentoe, terug. Kyk, ek het 'n goeie ding gesien, wat voortreffelik is, dat iemand eet en drink en die goeie geniet, vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son gedurende die getal van sy lewensdae, wat God hom gegee het, want dit is sy deel. Volgende versie. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem, en om hom te verheug by sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. Ek het die laaste 2 jaar met 'n vriend, ek beskou hom as 'n vriend, ek weet nie of hy dieselfde sê nie, maar laaste 2 jaar praat ek met hierdie persoon Theo, en ek wonder of hy vorentoe sal kom. Laasweek het ek jou beloof, ek wil met hom vra dat hy 'n getuienis met jou deel, van waar hy was in sy lewe.
En gee my graai mic en ek wil hê hy moet net uit 'n paar minute, maar ek weet dit is warm, ek weet dat jy vanoggend net hier sal sit. Ek wil hom regtig die geleentheid gee dat hy met ons kan praat vanoggend. Dat jy kan vrykom oor hierdie goed wat jou so belas. Kom ons luister graag na Theo. Baie dankie Theo. Hallo julle. Hallo, daar sê. Ja, ek wil net eerstens sê, ek staan vanmôre hier voor die Here, voor julle, met 'n biddende ma wat vir my gebid het, want was dit nie vir haar nie, sou ek nie vandag julle die wonders kon deel nie. So ek wil vir die moeders moed gee, en ook vir die paas wat bid, daar's krag in. Nou goed, ek het nog nooit van hierdie goed met enigiemand gedeel nie, so vandag vat ek moed, en ja, ek hoop my storie kan iemand help. En die tema is van geelmielie tot springmielie. Nou ja, kom ek verduidelik gou hoekom geelmielie. Nou Janneman sal dalk beter verstaan wat 'n geelmielie is. Toe dit baie moeilik met my in my lewe gegaan, ek het toe nog net 4 kinders gehad, ek het nou 5, maar toe ek 4 gehad het, toe laai 'n vriend 2 streepsakke geelmielies by my af. En ons het vir 'n maand geelmielie oggend, middag, aand geëet. So ek verstaan wat dit is om swaar te kry. Maar goed, as ons na Deuteronomium 30 vers 19 tot 20 gaan. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen jou, die lewe en die dood, die seën en die vloek. Nou dit was my doopversie in 1987 toe ek gedoop is. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom te aanbid. Fantasties, ek sien nogal, kies die lewe is gehighlight. Want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here jou God aan jou gegee het, vaders en so. So kies die lewe, en in een vertaling sê, en hy sal vir jou lewe gee, nie miskien of dalk nie, hy sal, dis 'n belofte. Nou goed, julle gou vertel, net die genade van bo, moet nou nie dink ek het dit gemaak nie, hoor. Het is partymal nog 'n geveg. Maar ek weet wat stres en vrees is, maar ek kan vandag met oortuiging sê, die Here het my vrede gegee. Dis ongelooflik. En hierdie vrede bou ek. Ek het 10 minute onvrede en dan kies ek. Vrede is iets wat jy kan kies. Regtig, jy kan dit kies. Needy en geld. Dis waaroor my lewe gedraai het. En die Here het my geleer om vergenoeg te wees. Ek was altyd haastig, altyd impulsief. En die Here het geleer, hy leer my nou nog wat dit is om te wag op hom. Dis 'n toets vir 'n ou wat haastig is. En ek was onvergewensgesind en ek was kwaad. Kwaad vir die kerke, want hulle het my seer gemaak. En meeste van julle weet al dat ek het 15 jaar my rug op die Here gedraai, weens ek kwaad geword het en seer gemaak is. Maar die Here het my vrygespreek en hy leer my elke dag wat vryspraak is. En vandag kan ek sê ek het joy in my lewe. Dis wonderlik. En ek moet miskien ook vir julle sê, toe ek my rug op die Here draai, ek het toevallig, ja, kom ons los eers gou daai, het ek pille gedrink, dit is Ritalin, ek het op 45 begin Ritalin gebruik, ek het slaappille gedrink, ek het cholesterol en antidepressante begin drink. 5 uur die oggens ek wakker word, want ek moet vroeg uit wees, dan is ek so drowsy en drink ek goue Ritalin. Ek drink 3 Ritalins deur die dag, 15 gram, heavy. En in die aand kan ek nie slaap nie, moet ek 'n slaappil drink. So dit aangegaan. En op 'n stadium verloor my vrou, ons het 17 jaar gebou in 'n besigheid, sy verloor haar besigheid met hartseer storie. En ons verloor R20,000 se inkomste persoonlik tot ons huishouding. En nou moet jy weet, ek het nog 'n dogter op universiteit. En ek gaan in paniekfase. Manne, en ek slaan gordelroos uit. Maar nie waar, hier om die heupe of om die bene in die gesig.
En dit staan so, vir weke loop ek lyk soos 'n persoon wat melaats is. Ek is so skaam om my kop te wys by my kliënte en in die dorp te loop. En ek vra, Here, hoekom het ek nie meer seën in my lewe nie? En hy vat my na Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek het al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal sien nie. Jy kan nie die koninkryk van God beerwe as jy hierdie goed doen nie. En dit het my geskok en ek lees toe in 1 Korintiërs 10 vers 20b en 22. Nee, ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook nie die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook nie aan die tafel van die duiwels. 'n Ander vertaling sê bose geeste nie. Nou, kom ek verduidelik gou vir julle. Dit was vir my soos as 'n donker gang waarin ek loop en daar is die opening, daar is die lig, daar is die waarheid, daar is Jesus. En ek wil so graag daar kom. Maar my gebede is teen die ceiling vas. Ek gaan 'n entjie vorentoe en dan backslide ek weer. Ek bly in sonde verval, hierdie gewoonte sondes. En die Here, dis letterlik of hy my wys, ek het deure oopgemaak wat die Satan regte gegee het. En hy skiet hierdie pyltjies in ons rug in met hierdie kabels en is so 'n bos kabels wat hy vashou. Jy dink jy is vry, maar hy het reg. So ek kom toe op die punt dat ek besef ek moet breek met alles. En ek moet handel, en ek moet begin leegmaak, want jy kan nie God en mammon dien nie, dis onmoontlik. En ja, met my omswervelinge en soek, en dit kom ek by Soteria uit gemeente, en ek doen 'n Zozo, en julle daar het ek 'n Damaskus ontmoeting met die Here. Nou loop ek, spreek woordelik op die waters. In Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. Dis nie 'n aardse heiligmaking eie krag nie. Heiligmaking beteken begin verhouding bou met God. Dis wat heiligmaking beteken. Nou ja, en toe dog ek loop nou op die water, nou dog ek, nou is ek van geelmielie na springmielie toe. Nou sal dit goed gaan, maar nee. Toe sê die Here, nee, en dis nou soos in die stampmieliebedryf. So, dis nog nie springmielies nie. So, weens 5, ek is in landbou, en weens 5 jaar droogte, verloor ek 2 van my reps in die Oos-Kaap, en een van hulle skuld my R100,000 op produk wat hy verkoop het, en hy het nie die geld oorbetaal nie. En op 'n stadium sê die Here vir my, spreek hom vry, skryf daai 100,000 af. Ek skryf dit af. En ek kry toe net daarna, het ons mos vloed in George gehad, ek was van die lucky ouens wat R500,000 skade gehad het in die vloed, versekering betaal R400,000 uit, en ek lê een aand in my bed en ek hoor die Here sê, hoor, hoe crazy is dit? Die Here sê vir my, gee 10de van daai geld. Jy weet, nou het ek skade. Ek doen dit. En, want ek loop ons nou op die water. En, jy sal nie glo nie, 'n paar weke later besluit die versekering, hulle gaan die ander 100,000 uitbetaal. Sien julle hoe getrou is die Here? En dink julle, wat maak ek toe met 100,000? Dink julle ek het 'n 10de betaal? Dink julle ek is stupid? Gaan dit nie weer doen nie. Nee, alhoewel ek spot nou maar, alhoewel ek dit nie gedoen, die Here ek het nie gevoel ek moet dit 'n 10de daarvan gee, anders raak dit 'n vorm en ek draai sy arm vir meer en meer geld. Dit is nie die doel van 'n 10de nie. En ja, toe toe kom 'n vriend na my toe, hy en sy pa. Hy is op die plaas, hy's nie happy nie, en hulle vra of ek hom nie kan help nie. Ja, en ek weet nie, ek stoei met die ding, ek bid,
en ek hoor die Here sê vir my, maak hom deel van jou besigheid, maar jy moet 2/3 van jou kliënte vir hom gee en 2/3, beteken 2/3 my inkomste is weg. Nou moet julle weet, ek het 'n kind nog op universiteit, en ek doen dit. En daar pak 'n vrees my, verskriklike vrees. En ek begin my impulsiwiteitskop in. En ek vat geld, ek vat my huisverband vol en ek gaan belê dit op hierdie vinnige manier van geld maak. En dan verloor ek alles. En julle, ek vra Here, wat nou? Ek kan onthou, ek sit nog in die kantoor. Wat nou? En ek hoor die Here duidelik sê vir my, Theo, hoe lank wil jy nog probeer in eie krag aangaan? Jy is 58 jaar oud, jy kan nog nie met jou finansies werk. Dink jy nie, dis tyd dat jy vir my oorgee nie? Wow, maar dit is so duidelik. En ek begin in trane uitbars daar en ek bely dit. Ek sê, Here, ek is jammer. Ek gee vandag total surrender. Want wat kan ek nou verder verloor? Ek het alles verloor. Jy moet nou, dis rof. En ek spreek die ou vry. Ek het nou 'n halfuur terug nog met hom gepraat, dat hy geld by my gesteel het. En ek spreek 'n ou vry, en julle, daar kom 'n vrede oor my, wat ek nie kan beskryf. En daai vrede is dit wat ek wil behou in my lewe. En so, kom ons lees Filippense 4, vers 7 tot 9. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En wat julle geleer en ontvang en gehoor het en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. En dis presies wat ek ervaar het tot vandag toe. En so, nou het ek begin leegmaak, ek het die Here begin vertrou, so nou spring ek oor na die springmieliefase. En weet julle wat, dit het begin met 'n 24/7 surrender wat ek gedoen het. En ek het begin verhouding bou met hom, en toe sien ek, wow, hierdie God, ek doen sulke crazy goed, en hy gee my sulke crazy opdragte, en hy begin my bless, en ek neem tyd met hom, daagliks praat ek met hom, in die aand sit ek, en ek gaan terug, hoe het ek die dag, waar het ek fout gemaak, en het hy begin met my in drome praat, ek droom verskriklik baie, en nou gaan ons na Romeine 12, vers 1 tot 2, en ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Dis nie as die volmaakte godsdienst, dis maar net ons redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. En hy wil vir ons elkeen 'n volmaakte wil gee. In Matteus 6, vers 31 sê, daarom moet julle nie jou kwel en sê, wat sal julle eet, wat sal julle drink, of wat sal julle aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene. Dit is skokkend, hè? Ons worry oor sulke goed, maar dis wat die heidene soek. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. En ek kan nou met 'n oop gemoed sê, ek het dit al vir Jan ook al gesê, 'n jaar of so terug, Psalm 127 vers 2. En dit is genuine, dit is so, te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smart eet, net so gee hy dit vir sy beminde in sy slaap. En ek kan nou vir julle sê, as julle weet die ure wat ek werk, en die ure wat ek met die Here besig is, dan is ek omtrent 50 in die dag. Ek kan werklik sê, ek het guns by die Here gekry, met genade, en weet julle wat, ek bel nou gou, een van ons 2 aptekers hier, en ek bel gou die een en sê, kyk gou vir my, wanneer laas het jy Ritalin gebruik? Sy laat weet my nou terug, 2021. Ek is 4 jaar al van Ritalin af.
slaappille en antidepressant, Mei 2022. Ek drink nie meer 'n pil nie. Ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar ek het dit nie meer nodig nie. En ek sê nie almal moet dit doen nie, asseblief. Dis maar my getuienis. Maar dis die God wat ons dien. Ek toets my oë hierdie week, en hulle sien gou as jy cholesterol het, en ek het heavy cholesterol op my tyd. Sy sien niks, my oë het niks verswak. 3 jaar laas by dokter met 'n ou wat nou al 62 is. So, dis net amazing. So, wat ek wou sê, die Here het net eendag in my stilte tyd vir my gewys, en ek wil julle bemoedig, niks is gesteel van jou nie. God het dit gehou in die skatkamer, en hy het vir my gesê, hier is jou sleutel, sluit oop, gaan vat wat jy wil terug hê. En ek sê, Here, maar wat moet ek kies? En hy sê, when you choose wise, want hy praat partymal met my ook in Engels. Choose wise. So, dit gaan oor rentmeesterskap. Die Here wil hê, alle sakemanne moet suksesvol wees. Want ons weet hoe om geld te maak, sodat jy baie geld kan maak, dat jy net 'n kanaal is, waardeur die geld kan gaan vir sy koninkryk. Maar wat doen ons? Ons spaar nie, ons maak geld en ons spandeer die geld. En ons gebruik dit nie reg nie. Dit was my probleem. So, ek kan vandag sê, ek het baie streng finansiële dissipline, ek gee nie sommer net geld, as die Here nie sê, gee dit nie, want dis wat hy van my verwag, en ek het 'n groot vryheid en 'n groot verantwoordelikheid saam met dit vandag, so ek kan werklik waar vandag sê, ek is van geelmielie, na stampmielie, na springmilies toe. Baie dankie julle. En jammer, ek se minuut oor. Ja, mense, dit is so kosbaar, Theo, ek weet nie, hy het nou so mooi voorberei in die tyd gebly. Maar Theo, sy hele storie is oor 'n verhouding met die Here te hê. Mense, dat dit nie gaan oor geld nie, dit gaan nie oor, jy sê, dat jou skatkamers hier op aarde vol is, maar jou siel gaan ten gronde nie. Hierdie is so 'n holistiese God met wie ons dit doen het, dat hy in 1 Johannes 3 sê hy, ek wil hê dit moet so goed gaan met jou liggaam, soos wat dit met jou gees gaan. Deuteronomium 28, ek wil jou seën in hierdie lewe, dat jy 'n seën moet wees. Ek wil jou help, dat jy hierdie lewe in die oë kan kyk. Ek wil jou help, dat jy genoeg sal hê. Ek wil jou help, ek wil jou help. En mense, vanoggend weer eens, hoor julle die stories. Per toeval is ons besig met 'n dankoffer, ons is besig met 'n kerkbou. Vergeet daarvan. Hierdie is persoonlik met jou lewe te doen. Al is jy ook kwaad vir die kerk, moenie kwaad vir die Here wees nie. Dat jy hierdie beginsel sal inneem in jou eie hart en sal sê, Here, ek vertrou U. Ek sukkel nog steeds om daai knoppie te druk van my 10de. Ek bewe. Is nie lekker nie. Ek het soselfs hulp nodig om te sê, weet jy, hoeveel olie kan ons koop? Weet jy hoeveel rou hoenders kan ons koop met hierdie? Weet jy wat se planne kan ek maak? Maar weet jy, agter daai geslote deure, as jy daai deur toemaak, dan gebeur daar iets met daai wiskunde, daar gebeur iets met daai olie wat jy nie kan verduidelik nie. En Theo is nou baie nederig om nie getalle hier rond te gooi nie, maar ek weet wat sy geelmielies hy geëet het. En hoe die Here hom in hierdie maand al reeds help tot springmielies. Maar dit gaan oor 'n verhouding. Ekskuus, ek voel net ek moet dit sê, weet nie hoekom nie. Net om jou te sê, hy het dit nou gesê, baie geld by my gesteel, 6 syfers geld, maar op 'n laaste keer, ek gaan nou maar 'n syfer noem, 240 by my gevat, die laaste keer toe ek nou vrede maak, die ou vergewe. Die aand lê ek, en dit kom by my op,
Ek is so bang om te sê, die Here het gesê, ek moet dit doen, maar dit kom by my op, Satan, ek gaan vir jou, jy het gesteel by my, maar ek gaan vanaand by jou steel. Jy weet, jy kan by die vyand steel. Weet julle wat doen ek? Ek betaal 10% van die geld wat gesteel is oor, ek trek my rekening leeg, en jy weet ek het 'n kind op universiteit, en van daar toe begin die Here my bless. So partymal kos dit 'n prys om dit te doen. Dis crazy, ek weet, moenie almal dit doen nie. Dis wat die Here vir my gesê het en dis wat ek gevoel het. Dankie. Theo staan net om iemand vry te spreek wat my R200,000 skuld. Ek het netwerke en ek ken baie mense. En ek weet jy wil dit vra, maar kom ek vra dit. Hoe doen jy dit, Theo? Nee, Rian, jy doen nie sulke goed in eie krag nie. Jy kan nie, want nee, ek weet nie, Rian. Ek het baie meer as dit verloor, maar ek kan vir julle sê, ek was R1 miljoen op daai stadium toe oortrokke. In 2 jaar het die Here my daar uitgehaal. In 2 jaar. Bo natuurlik, net mense van oor die wêreld, letterlik van oor die wêreld my gebel en oor die land en goed by my bestel. Bo natuurlik, supernatural. Die geheim lê, verhouding bou. As jy nie verhouding bou, kan jy nie hierdie goed verwag. So. Ek sal jou seën, maar jy moet na my stem luister. Mense, ek sluit af, want jy sê hierdie sak in die hart is maar so aan mekaar gekonnek, nee. Vat in my sak en jy maak my hart seer, weet. Ons is so, ek is so, ek weet nie van jou nie. Soos hulle se maatskappy 'n paar jaar terug, toe hulle nog 'n company ran, skuld 1.8 miljoen rand. Hulle het 'n investor wat hulle vir 'n week lank geleide maak en hulle is so opgewonde want hierdie investor ken die Here ook en hulle hoop is en sê hulle weet dat hierdie investor gaan vir hulle die geld gee of leen. Hulle is so opgewonde daaroor. Hulle reël 'n meeting telefonies en die persoon bel en sê hoor jy met betrekking tot hierdie 1.8 miljoen, ek het 'n plan, ek het 'n antwoord vir julle. Hulle oë blink, hulle oë glinster. En hy sê vir hulle, julle moet, hier is die antwoord, julle moet gaan woord kry by die Here. En die Here sal julle wys, at the right time, with the right amount, you will be able to pay it. Hulle gaan soek in die woord en hulle kry 'n strategie hoe hulle dit moet hanteer. Maar op die regte tyd, op die regte plek, vir die regte mense, het daai geld deurgekom. Maar dit kom binne in verhoudinge. Mense, ek wil jou hê, jy moet hierdie goeders begin vat. Vir jou eie persoon. Hier sit fenominale slim mense hier onder ons wat finansiële raad kan gee vir julle. Ek wil nou nie hulle name hier noem en hulle onder pressure sit hierso nie, maar as jy met my wil kom praat oor gee, is dit genuine. Kan ek genuine die Here vertrou? Kom praat met my en ek sal jou die mense wys en sê, hoor, dis jou keuse. As jy nie weet om te spaar nie, want ek en Suzelle sukkel om te spaar, en ons sien op die oomblik iemand in die gemeente wat ons so mooi help. My oë blink op die oomblik. Ek sien daar's 'n uitkoms, ek sien daar's 'n antwoord, en wat is daai advertensie wat baie keer sê, ons is nooit te oud om te leer nie? Ek het 30 jaar, ek het 40 jaar, ek het nooit in my lewe gedink eers aan aftree nie. Ek voel 21. Nie as ek my skoene vasmaak nie. Maar vir die eerste keer begin jy dink daaraan en nou voel dit te laat. Dis nie te laat nie. Dis nie te laat nie. Jy sit wonderlike mense in ons gemeente. Jy ken hulle. Gaan leer om te spaar. En vir daai synige mense hier onder ons wat nie kan geniet nie. Hey, gaan geniet bietjie jou geld. Gaan geniet dit. In hierdie volgorde. Gaan enjoy dit. Dis 'n gawe van die Here.
Ek ken 'n baie ryk ou. Hy gaan eet nooit uit nie. Nee man, gaan blaas jou geld. Gaan geniet dit. Maar nie ten koste van spaar en gee nie. In hierdie volgorde, gee aan die Here, dit behoort aan hom, die skape, die vee, by die duisende, elke dier elke insek wat roer in die velde syne, hy het dit gemaak is syne. Gee, spaar, en geniet. Here, ons bid in die naam van Jesus, dankie dat U 'n God is wat so direk met ons praat en wat ons so mooi help. As ons die pad byste raak, dan praat U met ons en help ons. U gee ons raad, want U stel belang en U het ons lief. Here, ek bid vanoggend dat, Here, U stem, U teenwoordigheid, dat U gesig sal skyn oor hierdie gemeente en wie ook al hier verteenwoordig word. Here, dat die stem wat mense vandag lei om te sê, ek hoor U en ek vertrou daardie stem. Dis nie 'n mensstem nie, dis U stem. Here, en ek sidder en ek bewe, maar ek vertrou U. En Here, ek sal uitwaag vir dit wat U my wil laat uitwaag voor. Ek wil gehoorsaam wees. Here, U weet ek net 'n bietjie. Maar Here, ek weet wat U kan doen met 'n bietjie. Laat die Here vanoggend 'n koneksie maak met jou rekeninge en met jou finansies. Laat hy 'n koneksie maak, bring die koneksie. Want jy het 'n bietjie olie in jou huis, jy het 'n bietjie, maar jy het nooit die koneksie gemaak tussen God en jou bietjie nie. En hy wil jou bietjie gebruik, soos wat hy daai vrou se 2 pennings gebruik het, en die olie, dat jy verbaas sal staan, en ook sal praat van sy goedheid en guns. Mag hy jou seën, mag hy jou guns bewys, mag jy getuienisse hê, mag jou besigheid floreer, mag hy uit sy nate uitbars, want U sê U sal die parskype met die mos laat oorloop. U sal die wynstok vrugbaar maak, en sal die springkaan weghou van verwoesting. En daarom kom ons na U toe vanoggend, Here, en sê dankie, dankie Jesus, vir wat U gedoen het, en ek wil meer van U weet. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.